En raai van wie leer julle vandag? Josef. Lekker luister. Konrad, hoekom eet jy nie jou ontbyt nie? Vra sy mamma bekommerd. Voel jy siek? Konrad sug diep. Ag, ek is net moeg. Niemand kon slaap met Elmien se gehuil nie. Hy gee 'n lang gaap en hou sy hand voor sy mond. Ek het nie gehuil nie, stry Elmien met haar ou boet. Ek het net gedroom. Konrad is reg my poppie, jy het baie droewig in jou slaap gehuil. Ek dink jy het gedroom van jou armpie wat seer gekry het. Maar was jou arm baie seer, sussie? Wil Konrad simpatiek weet. Ek weet nie, ek het geslaap. Mamma, hoekom droom 'n mens? Wil Elmien weet. Droom is iets wat jy in jou slaap voel, sien, dink en soms ook hoor. Al weet jy nie daarvan nie, moes jou armpie gepyn het, verduidelik hulle mamma. Juffrou Coetzee het vir ons vertel van Josef wat ook so gedroom het, sê Konrad trots vir sy mamma en sussie. Sy het vir ons vertel hoe kwaad sy broers vir hom was, omdat sy pa hom voorgetrek en vir hom 'n rok gemaak het. Konrad lag. Ek is bly pappa maak nie vir my 'n rok nie. Onthou in die Bybelse tyd het die mans ook rokke gedra? Help mamma hom reg. Ek sal geen 'n rok aantrek nie, al het pappa dit ook gemaak, sê Konrad. Dit laat vir Elmien uit haar maagie lag. Pappa kan nie met die naaimasjien werk nie, kan hy, mamma? Pappa kon so goed met sy hande werk, dat ek glo hy sal dit regkry as hy probeer. Ek twyfel net of hy die geduld gaan hê om los te trek as dit nie reg is nie, lag mamma. Wie is die oom wat vir sy seun 'n rok gemaak het? Wil Elmien nuuskierig weet. Dit is Jakob en sy seun is Josef. Hy het baie boeties gehad. Ek dink juffrou Coetzee het gesê, hulle was 12 boeties en nog 'n sussie ook. Haar naam is soos die liedjie, waar is my Dina, my Dina, my Dina. Mamma lag. Ek is darem maar trots op my grootseun wat so mooi luister in die klas. Ek sal dit vir julle uit die Bybel lees. Elmien spring so vinnig op, dat haar stoel amper omval. Uit die Bybeltjie wat ek by die dogtertjie by die hospitaal gekry het, asseblief, mamma. Sy gaan haal dit in haar kamer en kom gee dit vir haar ma. Dink mamma die storie wat Boetie vertel van die oom wat sy seentjie voorgetrek het, sal in die klein Bybeltjie ook wees? Vra Elmien bekommerd. Mamma vat die Bybeltjie en soek so bietjie rond. Ja, hierdie Bybeltjie het alles in wat die groot Bybel ook het. Seentjies word altyd voorgetrek. Konrad word ook voorgetrek. Kom dit snipperig van Elmien. Issie, meisiekinders word voorgetrek, stry Konrad. O nee, keer mamma. My seunskind en my meisiekind word albei voorgetrek. Ek en pappa is vir albei ons kinders presies ewe lief. Jakob het 'n groot fout gemaak om vir Josef voor te trek. Hier is dit in Genesis 37 vers 3 en 4. En Israel, dit is Jakob, het Josef meer lief gehad as al sy seuns. En hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het, kon hulle nie meer vriendelik met hom praat nie. Konrad buig vooroor om ook in die klein Bybeltjie te sien. Sê dit daar van die drome? Ja, hier is dit in vers 5. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Sy broers het baie kwaad geword vir hom, omdat hulle gedink het, dat hy dink hy is beter as hulle. Mamma, juffrou Coetzee het vertel van nog 'n droom van die son en die maan en die sterre. Konrad gaan staan regop langs sy mamma. Hier vertel Josef dit in vers 9. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad. Die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Na hierdie droom het tot sy pa Jakob met hom geraas oor sy drome. Mamma, 'n mens buig mos net voor 'n koning. Het Josef die verbeelding speelietjie gespeel dat hy 'n koning is? Elmien probeer hard om Josef se verhaal te verstaan. Mamma lag. Dis 'n mooi verduideliking, my kind. Maar die Here het die drome vir Josef gegee van wat in die toekoms sou gebeur.
Sy broers het hom eers in 'n put gegooi, maar toe het die een broer, Juda, hulle omgepraat om hom uit te haal en aan die Ismaeliete te verkoop, wat hom weer in Egipte gaan verkoop het as 'n slaaf. 'n Slaaf is 'n bediende wat gekoop is en aan die eienaar behoort. Mamma, vertel vir sussie hoe die broers vir hulle pa gaan jok. Konrad is sommer kwaad. Hulle het sy lang rok wat hulle pappa gemaak het vol bloed gesmeer en gesê dat wilde diere hom gevang het, vertel mamma. Hulle pa was baie hartseer en het nie geweet dat sy seun sommer vir hom gejok het nie. En Josef, mamma, was hy nie bang nie? Vra Elmien bekommerd. In Genesis 39 vers 2 lees ons hierdie mooi vers. En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was en hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. Die Egiptenaar was Potifar, maar die Here het 'n plan met Josef gehad. Potifar se vrou het gejok en gesê dat Josef haar wou seermaak, en toe is Josef gevangenis toegevat. Die gevangenis is 'n tronk. In die gevangenis is Josef aangestel om die koning van Egipte, Farao, se voorman bakker en voorman skinker te bedien. Farao was vir hulle kwaad en het hulle ook in die gevangenis laat sit. Dit was al die tyd 'n plan van die Here. Die bakker en skinker het albei drome gehad en Josef het toe vir die Here gevra om hom te help en hy kon vir hulle sê wat dit beteken. Die skinker is terug na die paleis toe om weer vir Farao te gaan werk. Josef vra hom toe mooi in Genesis 40 vers 14 en 15. Hou my tog net in gedagte as dit met jou goed gaan en bewys my nog 'n guns en maak melding van my by Farao en bring my uit hierdie huis uit, want ek is gesteel, ja, gesteel uit die land van die Hebreërs en ek het hier ook niks gedoen dat hulle my in die gevangenis gesit het nie. Is Josef toe uit die gevangenis, mamma? Vra Konrad benoud. Ja, my kind, die Here los nie sy kinders nie. Die skinker het eers van Josef vergeet, maar toe het die Here 2 jaar later vir Farao ook laat droom. Daar was niemand wat die droom vir hom kon verklaar of uitlê nie, en toe het die skinker van Josef onthou en hulle het hom uit die tronk gaan haal. Wat het die koning gedroom, mamma? Wil Elmien weet. Hier is dit in Genesis 41 vers 2. En kyk, daar kom 7 koeie uit die Nyl uit, en wat mooi van aansien en vet van vleis was, en hulle het gaan wei in die rietgras. En kyk, na hulle kom daar nog 7 koeie uit die Nyl uit op, wat lelik van aansien en maar van vleis was, en hulle het by die ander koeie op die wal van die Nyl gaan staan. Farao het toe verder gedroom dat die maar koeie die vet koeie opgeëet het en net so maar gebly het. Hy het dieselfde droom gedroom van 7 maar en 7 vet are. Die are is koring waarvan ons brood gemaak word. Josef het toe gebid en vir die Here gevra om die droom se uitleg aan hom bekend te maak, en die Here het dit gedoen. Josef kon vir Farao waarsku dat daar 7 goeie jare gaan wees, met baie koring, en 7 jare van hongersnood, dis wanneer daar nie genoeg kos is om te eet nie. Josef het toe vir Farao goeie raad gegee in vers 33. Laat Farao dan nou uitkyk na 'n verstandige en wyse man en hom aanstel oor Egipte land. Hierdie man moes dan al die koring in die goeie jare bymekaar maak en bære vir die jare wat daar nie koring gaan wees nie. Mamma, help Konrad vinnig. Ek onthou nou, Farao het gedink dis 'n baie goeie plan en het vir Josef aangestel as die onderkoning van Egipte om die koring te bære. Ja, stem mamma saam. En so het sy drome, wat hy as kind gedroom het, waar geword. Hy het toe regtig koning geword, het sy boeties toe voor hom kom buig, wil Elmien opgewonde weet. Toe sy vader Jakob hoor dat daar koring in Egipte is, het hy sy seuns, behalwe vir Benjamin die jongste seun, gestuur om daar te gaan koop. Josef het hulle dadelik herken en het hulle eers getoets om te sien of hulle nog so sleg is. Toe hulle aan hom bewys het dat hulle verander het en spyt is oor wat hulle aan hulle broer Josef gedoen het, het hy aan hulle koring gegee om na hulle land toe terug te neem. Ek sou hulle sommer in die tronk gaan gooi het, kom dit van Konrad.
Hy het vir hulle 3 dae lank in die tronk gehou, voordat hy hulle gestuur het om vir Benjamin te gaan haal. Om hulle te toets, het hy weer sy silverbeker in Benjamin se sak gesit en hulle laat deursoek. Toe hulle die beker by Benjamin kry, het die broer so gepleit en Juda het gevra dat Josef hom liewer as slaaf moet hou as vir Benjamin. Josef kon sy trane nie langer bedwing nie en het vir hulle vertel dat hy hulle broer Josef is. Toe het Josef hulle gestuur om sy vader Jakob te gaan haal en so het dit dan gekom dat almal voor hom gebuig het, maar hy het vir hulle genoeg kos en blyplek gehad. Mamma, kan ek maar so 'n bietjie by Leeu gaan speel? Ek wil graag vir hom die Bybeltjie gaan wys, mag ek maar? Vra Konrad mooi vir sy mamma. Seker my kind, sorg nie dat jy terug is voor middagete. Konrad sit die Bybeltjie in sy rugsak en ry met sy fiets om die blok na Leeu toe. Daar lê 'n klip in die pad wat hy nie sien nie en ry met sy voorwiel daaroor. Hy sukkel so om in die pad te bly, nie te val nie, dat hy nie agterkom toe die klein Bybeltjie uit die sak val en op die sypaadjie bly lê nie. Toe hy by Leeu kom en die Bybeltjie vir hom wou wys, kon hy dit nêrens kry nie. Hulle besluit toe maar om buite met die bal te gaan speel. 'n Paar huise van Leeu hulle af kom Corneille en sy pappa Nelius by hulle huis aan. Corneille spring uit die motor om die hek oop te maak en sien die Bybeltjie daar lê. Pappa, kyk net hierdie mooi klein Bybeltjie, dit het voor ons hek gelê. Nou ja, fluit, volgende Vrydag, dan hoor ons wat gebeur by Corneille. Maatjies vra vir pappa of mamma om in jou eie Bybeltjie vir jou Genesis 45 vers 1 te lees. Kom ons vou die handjies, dan bid ons saam. Dankie Jesus vir ons daaglikse brood. Amen.